Goeiedag luisteraars en baie welkom by vandag se uitsending van Ontsluit die Woord. Vandag hanteer ons in hierdie uitsending die tema genesing in God se hand. En ons gaan gesels oor genesing en heling en ons gaan saam gesels en nadink oor wat genesing vir ons beteken en heling en hoe ons dit in ons alledaagse lewe kan ervaar en beleef. Ek is Jaco Pieter en ek nooi vir jou uit om die volgende 30 minute saam met my op 'n reis te stap. Nie net van genesing nie, maar ook van verstaan, verwerking en geestelike groei. Dit is vir ons belangrik om genesing te kan definieer, om mooi te kan verstaan waaroor genesing regtig gaan. Ons moet dit ook in die perspektief plaas van heling en mooi verstaan wat heling in ons lewe alles behels en die omvattende beskrywing van heling in ons lewe. Maar dit is ook vir ons belangrik om te kan verstaan waardeur ons gaan, verstaan wat ons situasie is en belangrik om te kan verstaan wat in ons lewe gebeur. Daarmee saam moet ons as gelowiges ook weet hoe om die situasies waarbinne ons onsself bevind te kan verwerk en wat nodig is in 'n proses van verwerking. En dan bo alles hoe ons as gelowiges geestelik kan groei en as 'n geestelike heelwese ander kant uitgaan. Vandag gaan ons kyk na hoe God werk met gebrokenheid, hoe hy heling bring, selfs al voel ons nie gesond nie. En dit is vir ons so belangrik as gelowiges om te weet dat God altyd besig is om ons heel te maak. En baie maal kan ons onsself so maklik laat mislei deur hoe ons voel dat ons moed verloor of dat ons voel dat God nie in ons lewe betrokke is nie. Ons gaan leer uit die lewe van Josef, maar ons gaan ook stilhou by ons eie lewens. Nou kom ons vra, hoe lyk heling wanneer dinge nie uitwerk soos ons dit beplan het nie? Ons leef in 'n wêreld waar daar duisende boeke oor genesing is, duisende boeke en preke en boodskappe wat ons elke dag kan hoor. Maar sommige gaan oor meditasie, oor kristalle en energie, velde wat buite die geloofsveld lê, velde wat buite die Christelike geloofsveld lê. Maar ander gaan oor geloof, gebed en wonderwerke. Maar mense bly vra, hoekom word party mense gesond en ander mense nie? En daarom is dit belangrik dat ons terugkeer na wat die Bybel sê oor genesing. Nie net liggaamlike genesing nie, maar geestelike genesing, emosionele genesing en selfs sosiale herstel of verhoudings tussen mense. En daarom wanneer ons gaan kyk na genesing en heling, dan sal ons agterkom dat die meeste van die temas gaan oor innerlike genesing. Meeste gaan ook oor fisiese genesing. En wanneer ons gaan kyk na al die magdom boeke wat gaan oor innerlike en genesing en fisiese genesing, dan gaan ons agterkom dat die perspektief nie altyd so in lyn met die woord van die Here is nie. En daarom is dit belangrik, luisteraar, dat ons vandag in hierdie program gaan seker maak dat ons in lyn bly met dit wat ons in die woord van die Here leer. Ons begin by 1 Korintiërs 2 vers 5, waar Paulus skrywe, julle geloof is nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. En hiermee wil ek sê, dat ons as gelowiges moet onthou, dat die vertrekpunt, die beginpunt van ons heling, begin by die krag van God. Dit begin in ons verhouding met die Here, wanneer ons onsself oorgee aan God en sy Gees toelaat, om in ons lewe werksaam te wees. Heling vind plaas wanneer God in ons werk, soos ons ook lees in Psalm 4, waar die digter sê, Here, U verhoor my gebed, in 'n tyd van benoudheid het U vir my ruimte gemaak, en dan later as hy skryf, ek sal rustig gaan slaap, want ek weet die Here sorg vir my. En daarmee weet ons mos, dat dit nie noodwendig daaroor gaan dat hy die aand net 'n lekker nagrus gaan hê nie. Dit gaan baie meer daaroor, dat God ook juis werk wanneer ons van die toneel af is, soos byvoorbeeld wanneer ons slaap. So God se werksaamhede hou aan ten spyte van waardeur ons gaan. Nou wil ek vir jou vra,
vir jou as luisteraar. Wat is vir jou genesing? Is dit net wanneer jy nie meer pyn het nie, of is daar dalk iets diepers waaraan God in jou lewe werk? Met hierdie vraag in gedagte dink ek, is dit nou vir ons belangrik om in hierdie program 'n onderskeid te tref tussen wat ons verstaan by heling en wat ons verstaan van genesing, maar dat ons ook 'n gesamentlike persepsie skep oor wanneer ons oor genesing en heling praat in ons lewe as gelowiges. Genesing word oor die algemeen gefokus op iets spesifieks, iets met 'n uitkoms, iets wat tot voordeel van ons as mens strek. Byvoorbeeld, een van ons liggaamsdele word beter of ons word gesond. En dis erg dat ons moet besef dat ons baie maal eintlik die dieper liggende komponent van genesing miskyk. En dit is dat ons 'n kind van God is en dat ons vanuit ons geloof ons lewe leef. Heling aan die ander kant se perspektief hou baie meer verband met die hele mens, die geloof, die innerlike lewe, die emosionele welstand, die verhoudings tussen mense en dan ook die fisiese liggaam. So wanneer ons praat van heling, dan begin dit by die genesing van ons harte. Dit begin by die genesing wanneer ons hart en ons lewe aan die Here oorgee. En vir jou as luisteraar wil ek graag vra en by jou hoor, hoe dink jy oor jou lewe van genesing? Waar het die Here jou al in jou lewe genees? Was daar 'n spesifieke gesondheidssituasie of 'n verhouding of iets emosioneels? En dan wil ek ook vir jou vra, op watter vlakke, watter areas van jou lewe het jy genesing nodig? Of voel jy, het jy nodig dat die Here jou aanraak om gesond te word? En terwyl ons daaroor praat, wil ek ook vir jou vra of jy wil dink oor heling, of jy dink oor jou menswees en of jy as mens 'n heel wese is, 'n geheel wese wat deur God aangeraak word in alle fasette, alle komponente van jou menswees. Nou laat ek jou vandag voorstel aan Josef, baie bekende karakter in die Ou Testament, die seun van Jakob. Hy was voorgetrek, hy was geliefd en hy het drome van grootheid gehad. Maar toe het sy broers hom in 'n put gegooi en word hy as 'n slaaf verkoop. En hy beland toe in 'n vreemde land sonder familie en sonder sekerheid. Nou Josef het in 'n plek van Ethiopië gelewe, soos ek dit verstaan. Alles het goed gegaan, hy was voorgetrek, dit het goed gegaan met hom in die gesin, hy het 'n lekker lewe gehad, sy pa het mooi na hom gekyk, en alles het net klop disselbo met hom gegaan. 'n Spreekwoord wat vir ons sê, dat alles eintlik maar die hele tyd mooi in plek vir hom geval het. Maar die probleem is, dat sy broers jaloers begin raak het op hom, en dat sy broers nie hiervan gehou het nie. En toe het hulle natuurlik in wraak daarteen, het hulle hom in 'n put gegooi en toe hom verkoop. So wat met Josef gebeur, is hy word verplaas van hierdie ideale gesinsopset waarin hy homself bevind, waar hy die witbroodjie is, word hy verplaas na 'n lewe waar 'n harde werklikheid van slawerny op hom wag, en 'n klomp jare van bekommernis, 'n klomp jare van disoriëntasie, omdat hy deur soveel verskillende dinge in sy lewe moes gaan as jong man. Boonbehalwe dat hy natuurlik die verlies gehad het van sy woonplek, die verlies gehad het van sy verhouding met sy gesin, en dan natuurlik moes hy ook deur die ontnigtering gegaan het van sy broers, wat hierdie gruwelooslike dade aan hom gedoen het. Maar ons lees in die Bybel sê vir ons baie duidelik, Genesis 39 vers 2, die Here was met Josef. En ons lees dit telkens raak in die verhaal van Josef, dat die Here elke keer in moeilike omstandighede by hom was en vir hom gehelp het. Nou ek wil vir jou vra as luisteraar, dalk is jy ook op 'n plek waar jy geskuif het, nie net dalk geografies nie, maar ook dalk geestelik of emosioneel, of dalk het iets in jou lewe geskuif, iets groots geskuif. Dalk het jy iemand aan die dood verloor,
Dalk is jy ver van jou huis af, emosioneel of fisies, daar het dalk vervreemding plaasgevind in jou lewe. Dit kan dalk wees dat daar nou 'n afstand gekom het tussen jou en jou geliefdes. Of jy het 'n droom gehad, maar nou is jy stikkend en jou drome lê in skerwe op die grond. Wat dit ook al kan wees, ek wil graag hê dat jy in jou lewe vir 'n paar oomblikke daarin moet dink, sodat jy in jou eie lewe dit ook kan identifiseer en dan later ook vir die Here gee en hom daarmee vertrou. So Josef het 'n paar seisoene in sy lewe gehad en die oomblik toe hy in Egipte aankom, is hy deur die seisoene van verwerping, vernedering en ook deur die seisoene van verlange. En tog, toe hy sy broers in Genesis 45 sien, het hy 'n totaal ander benadering gehad. Hy het vir hulle gesê, God het hom voor hulle uitgestuur om lewens te red. En dit is vir ons iets wat ons by Josef kan leer. Natuurlik het Josef in 'n fase vooraf gegaan, 'n seisoen vooraf, waar hy graag wou wraak neem op sy broers en hy hulle op en af gestuur het tussen Israel en Egipte. Maar ons weet ook baie duidelik dat hy op hierdie punt gekom het waar hy vir sy broers gesê het wie hy regtig is. En ons lees daarvan in Genesis 45, toe hy homself langer nie meer kon bedwing nie, het hy uitgebars in trane dat die paleiswagte hom hoor. En toe het hy na sy broers toe gegaan en vir hulle gesê, ek is Josef, julle het my verkoop. En hy noem die skande dan daar op die naam. En nadat hy die skande op die naam genoem het, wat so belangrik was in hulle gesinsopset, want hy maak 'n groot gesinsgeheim eintlik nou openbaar. Hy maak eintlik nou bekend dat die gesinsopset nie gesond was nie, en dat hulle eintlik maar in 'n baie ongesonde gesin gelewe het. Want die feit dat boeties so iets aan mekaar doen, beteken iewers daar is regtig iets groots verkeerd. Maar hy sê vir hulle, en dit is baie belangrik, God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. En as God my nie gestuur het nie, was daar nie kos in die land gewees nie. En dan sê hy vir hulle later, dis nie julle wat my verkoop het nie, maar dit is God wat my gestuur het. Nou, ek wil vandag vir jou vra, hierdie pyn wat jy in jou lewe ervaar, of pyn wat jy in jou lewe al ervaar het, dra dit vir jou 'n groter doel? Kan jy vandag sê dat hierdie pyn in Josef se lewe dalk 'n groter doel gedien het, of dalk 'n groter doel in jou lewe bereik, of 'n rol speel in jou lewe? Want die rol van swaar kry in ons lewe kan ons nie miskyk nie. Want swaar kry word baie keer gesien as 'n teken van afwesigheid van geloof. Dit bring ons by die vraag oor wat die rol van swaar kry in ons heling is. Kan swaar kry vir ons hoegenaamd in ons lewe regtig iets beteken, ons laat groei? Swaar kry word dikwels gesien as 'n teken van afwesigheid van geloof, maar die Bybel sê iets anders. Ons lees in Romeine 5 vers 3 tot 4, ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet verdrukking bring volharding. Volharding bring karakter en karakter bring hoop. En hierdie gedeelte in Romeine 5 leer vir ons dat ons in ons lewe nooit die kwekingsproses van die Heilige Gees in ons lewe moet miskyk nie. Die een vertaling sê, swaar kry kweek, volharding, volharding kweek, karakter en karakter kweek, natuurlik dan ons volharding op ons hoop. En wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, kan ons ook dalk besef dat deel van ons heling, deel van ons gesond word, lê juis in die feit dat ons sterker word, dat ons sterker gemaak word. Ek wil hê, dink 'n bietjie vir 'n paar oomblikke aan jou eie lewe, jou eie swaar kry waardeur jy gegaan het. Tye in jou lewe wat jy gevoel het dat jy dalk nie kans sien om vorentoe te gaan nie, maar dat jy tog na die tyd kon terugkyk en kon sien hoe die Here jou sterker gemaak het, hoe die Here vir jou gehelp het, hoe die Here vir jou krag gegee het. Ons weet ook dat Paulus skryf in 2 Korintiërs 4
dat ons maar kleipotte is wat maklik breek, maar dat die skat wat in ons is van God afkom. En daarom kan ons op die grond neergegooi word, maar nie vernietig word nie, en nooit sonder raad is nie, en nooit op so 'n punt sal kom dat ons voel ons nie meer kan vorentoe gaan nie. Want, skryf hy in 2 Korintiërs 4, God wat in die begin gesê het, laat daar lig wees, het ook in ons harte sy lig laat skyn. Dit beteken eenvoudig dat ons die Skepper God ook soos Paulus van aangesig tot aangesig ontmoet het. En daarom skryf Paulus aan die einde van 2 Korintiërs 4, die swaar kry in hierdie lewe is gering, maar dit gaan verby. En dit loop vir ons uit op iets wat alles verreweg oortref. En dit is die heerlikheid van God, wat natuurlik dan wag. Swaar kry vorm ons. Dit leer ons om afhanklik van God te wees, om empatie met ander te hê, om sagter te word, en om ook sagter te wees met onsself, en onsself te aanvaar, deur onsself nie te veroordeel, deur dit waardeur ons gegaan het, of omdat ons in ons geloof dalk getwyfel het nie. Josef moes egter leer om sy drome prys te gee, en so het hy volwassenheid en wysheid ontvang. En die vraag natuurlik in jou lewe vandag, wat ek graag aan jou wil rig as luisteraar, wat het jy al verloor, wat jou nader aan God gebring het? Liewe luisteraar, ons weet ook, dat daar baie keer in ons lewe 'n begeerte is, dat daar wonderwerke moet plaasvind. Ons bid vir mense rondom ons om gesond te word van hulle siektes, of van hulle afhanklikheid van middels, of wat dit ook al is. Maar wat van daardie oomblikke waar jy bid, of gebid het, of vertrou het, en dit tog nie beter gegaan het nie? Dink 'n bietjie aan die volgende, jy was dalk by 'n genesingsdiens, maar niks in jou lewe het verander nie. Of jy vas, maar jou geliefde is nog oorlede, of dit het nie die gewenste uitwerking gehad wat jy geglo het nie. Maar jy het jouself ondersoek vir sonde, en tog bly die siekte in jou lewe. Nou hoor vandag hierdie waarheid. God is nie net teenwoordig in die wonderwerke nie. Hy is teenwoordig in jou worsteling. Hy is soms die grootste genesing in ons lewe in alle opsigte, want soms is die grootste genesing nie om gesond te wees nie, maar om vrede te hê in jou hart, ongeag wat gebeur het. Ek dink aan Philip Yancey wat in sy boek Where is God When It Hurts geskryf het oor Claudia wat baie siek was en in isolasie gelê het in 'n hospitaal. En hy verduidelik in sy skrywe van 'n paar besoekers wat sy gehad het in daardie moeilike tyd, wat haar kom ondersteun het. En een van haar ondersteuners het vir haar gesê, daar is dalk 'n onbelyde sonde in haar lewe, en sy moet dalk haar sondes bely, dan sal sy gesond word. En Claudia het haar sondes bely, net om die volgende dag meer uitgeput te wees. 'n Ander besoeker het vir haar kom sê, sy moet die Here loof en prys, en dan sal sy beter raak. En so het Claudia die volgende dag die Here geloof en prys, maar dit het haar net meer uitgeput. En so het nog iemand by haar kom besoek, en vir haar gesê, God het 'n groter plan, God het 'n doel met hierdie, en ons moet net bid, het hy vir haar gesê, dat hulle sal verstaan wat God se plan en doel in hierdie siekte is. Op die einde sê Philip Yancey het hy by haar 'n draai gaan maak, en agtergekom, dat sy eintlik maar net baie meer deur mekaar is, as wat sy in die begin was. So soms is die grootste genesing nie om gesond te wees nie, maar eerder om vrede in jou hart te hê, dat die Here in jou lewe in beheer is. En daarom bring dit ons nou, luisteraar, by die punt waar ons moet praat oor hoe belangrik dit is dat ons reg moet dink oor genesing en heling. Dit is belangrik vir ons dat ons gedagtes deur 'n metamorfose moet gaan, dat ons gedagtes deur God vernuwe moet word, dat ons moet wegbeweeg van die ou manier wat ons na die lewe kyk, en dat ons sal moet skuif na 'n nuwe manier om te dink oor ons lewe, te dink oor ons omstandighede, te dink oor ons gesondheid of ons siektetoestand, of te dink oor waardeur ons gaan. En daarom moet ons vandag besef, baie mense wag dat hulle situasie moet verander,
maar God wag dat ons denke moet verander. Want wanneer ons gedagtes verander, verander ons lewe. Saam met verandering van gedagte kom ook 'n nuwe uitkyk, 'n nuwe perspektief, nuwe insig en ook 'n nuwe energie. Dink maar byvoorbeeld aan al jou vorige lewenservarings en hoe dit jou gedagtewêreld op 'n manier beïnvloed het, positief of negatief. En hoe jy in jou gedagtes vir jou sekere denkpatrone gevestig het om nou maar so te probeer oorleef. En het jy ook vir jou oorlewingsmeganismes in plek gesit om seker te maak dat jy deur die lewe kan gaan. Maar God is die een wat ons denke vernuwe. En daarom dat Paulus ook skryf in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Maak elke gedagte gehoorsaam aan Christus. En dan skryf Paulus dat denke is soos 'n vesting. Dis 'n baie sterk plek in ons lewe. So wanneer ons genesing wil verstaan, streng en slegs uit my persoonlike behoefte en wat ek graag in die lewe wil hê en wat my persepsie en drome is oor my gesondheid, dan gaan ons swaarder kry, want die lewensverloop is soms heeltemal anders as wat ons in ons lewe dink of bid. En tesame met dit weet ons dat ons die Here vertrou, dat hy vir ons krag gee en dat hy ons deur al hierdie tye dra en dat hy ons genees. Die ander perspektief wat vir ons baie belangrik is natuurlik om te dink, wat beteken heling dan vandag vir my? Hoe sien jy persoonlik heling en genesing in jou lewe? Ons weet dat heling beteken die geheel mens. Dit begin by die genesing van jou geestelike lewe. Dit gaan na die genesing van jou emosies. Dit gaan na die genesing van jou innerlike mens. En dit gaan ook na die genesing van jou liggaam. Nou ongelukkig kan ons nie op al daardie plekke in ons lewe altyd gelyktydig gesond wees nie. Maar wat ons wel weet, is dat een area, ons geestelike komponent, deur ons Here Jesus Christus gesond gehou word en dat sy gees vir ons altyd daar help. En dit is die gedagte waarmee ons moet wapen, skryf Petrus ook, dat ons gered is. Daarom moet julle met die gedagte wapen, dat Christus met die sonde afgereken het. En dit is ook vir ons belangrik in terme van ons helingsproses. Maar kom ons gaan terug, baie mense wag dat hulle situasie moet verander, maar God wag dat ons denke moet verander. Dink byvoorbeeld aan 'n vrou wat jarelank met selfverwerping geworstel het. Sy het nie genesing nodig gehad vir haar liggaam nie, maar eerder hoe sy na haarself moes kyk. Dit bring ons by die vraag wat ek aan jou as luisteraar weer wil rig. Wat glo jy vandag oor God? Wat glo jy oor jouself? En wat glo jy oor jou situasie? En in watter mate is dit wat jy glo onderdanig aan Christus? Ek wil afsluit deur vir jou 'n paar praktiese wenke te gee. Kom ons vat alles saam. Kom ons kyk na 5 sleutels vir 'n pad van heling. 'n Pad van heling in ons verhouding met onsself, met God, ons emosies, ons gedagtes en ons geestelike lewe. In die eerste plek moet jy eerlik wees met God, want God ken reeds jou pyn. Jy moet vir die Here dit waardeur jy gaan in woorde kan omsit. En dit leer ons so mooi by die psalmskrywers wat vir die Here presies sê hoe hulle voel. Dink aan Psalm 22 en 42 as voorbeelde. Die tweede wat vir jou belangrik is jy moenie alleen worstel nie. Dit is belangrik dat jy mense sal toelaat om jou te help. Nie toelaat om jou te help om dit wat hulle graag in hulle gedagtes wil hê moet sien gebeur nie, maar dat hulle jou sal help deur jou te ondersteun, deur daar te wees vir jou. Jy moet mense toelaat om jou te help deur vir jou te bid, deur die pad saam met jou te stap. Soms is dit ook nodig dat mense vir jou op ander maniere moet ondersteun. Het sy deur finansies, het sy deur kosvoorsiening, of wat dit ook al is. Maar maak jouself oop daarvoor, want daar's baie gelowiges wat regtig vir jou baie lief is en wat na jou wil kyk en na jou wil omsien. Kyk, en dan in die derde plek, terug na God se getrouheid in jou lewe. Onthou die goeie verlede. Onthou die tye wat die Here vir jou gedra het, wat die Here vir jou krag gegee het en waar
die Here vir jou in 'n moeilike tyd gesond kom maak het, hoe hy vir jou innerlik gesond gemaak het, hoe hy emosioneel vir jou gesond gemaak het, en ook as dit fisies is, hoe hy jou fisies genees het. Ons lê vandag natuurlik baie egter klem op jou geestelike, dat jy moet sterk staan in jou geloof, en dat jy moet vashou aan die Here. Want ons weet, soos ons vroeër in die program genoem het, dat nie al ons drome, al ons ideale oor ons gesondheid waar word in ons lewe nie. En dat ons soms uitgedaag word met situasies wat vir ons as gelowiges regtig moeilik is. En wat ons daarmee help, is om terug te kyk na die verlede waar die Here vir ons regtig gedra het in daardie tye en waar hy vir ons gehelp het tot en met vandag. Indien jy lewenslang sit met 'n gesondheidskondisie of onlangs gediagnoseer is of met geestesgesondheid sit, kan jy verseker weet, dis dieselfde Here wat jou hierdeur gaan dra en jou gaan help. Dis dieselfde Here wat in die verlede in jou lewe betrokke was en hy sal vir jou nooit verlaat nie. In die 4de plek kan ons dit saamvat deur te sê, dis 'n sleutel wanneer ons vrede maak met verlies. Want wanneer ons vrede maak met verlies, kan ons weet ons gaan groei. Want ons kan nie probeer teruggryp of terughou dit wat ons klaar verloor het nie. So ongeag wat ons in ons lewe verloor het, moet ons onthou, ons moet daarmee vrede maak. Ons moet dit laat gaan. Ons kan nie dit vir altyd vasklou nie. Hoe langer ons daarin wil vasklou, hoe sieker gaan dit vir ons maak. Maar wanneer ons vrede maak daarmee, weet ons dat ons in ons lewe die groei van die Here in ons lewe sal ervaar. Die 5de sleutel is, hou vas aan God se karakter. Hou vas aan God se woord. Hou vas aan God se beloftes. Hy verander nie. Selfs al verander alles rondom jou, kan jy weet dat die Here altyd dieselfde bly in jou lewe. En daarom is dit vir jou belangrik om in hierdie tye waardeur jy gaan, moet weet en onthou dat God altyd daar is. Ek wil vinnig vir jou weer die 5 sleutels net herhaal. Wees eerlik met God. Hy ken jou pyn reeds. Laat mense jou help, nommer 2, want jy hoef nie alleen te worstel nie. In die 3de plek, kyk terug na God se getrouheid en onthou die verlede, onthou hoe hy na jou gekyk het. Maak vrede met verlies. Dit is deel van groei in die 4de plek. En in die 5de plek, hou vas aan God se karakter. Hou vas aan God se woord. Vertrou op die Here en weet dat die Heilige Gees ook 'n waarborg in jou lewe is. So luisteraar, ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. God is met jou in jou situasie waar jy is en hy beplan altyd iets mooi, selfs in jou pyn. Here, U sien elke luisteraar vandag. U ken hulle swaar kry, hulle siekte, hulle worsteling. U is 'n Vader wat genees, selfs al bly die wonde daar. Dankie Here dat U ons denke vernuwe, dat U ons harte vul met hoop en dat U ons help in alle tye en dat U ons vashou, ons hande vashou, selfs in die donkerste tye. Dankie dat ons dit alles kan bid in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou en mag die genade van ons Here Jesus Christus elke dag in jou lewe vir jou die deurslaggewende faktor wees.